almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid hierdie jaar waar ons U kan aanbid. Dankie vir 'n plek van aanbidding. En dankie Here vir U teenwoordigheid. Dankie vir U sorg en U beskerming die afgelope jaar. Ons bring vandag 'n spesiale dankoffergawe wat ons aan U wil wy en aan U saak wil wy. Uit die diepte van ons hart om dankie te sê, Here, as ons terugkyk in hierdie jaar, waar ons miskien aan die begin van die jaar nie lig gesien het nie, het U ons elke dag stap vir stap gelei tot hier. Net U alleen. Dankie daarvoor. Mag U naam nou verheerlik word. Mag U Gees my vul. U teenwoordigheid mag dit spreek. En mag U elkeen in die bank aanraak met hierdie boodskap wat U aan my toevertrou het. En mag U my die vaardigheid gee om dit oor te dra soos U dit wil hê. En mag U ook saam met ons 'n geseënde Sabbat beleef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Goeiemôre gemeente. Almal van u, hartlike goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met u. Ek hoop dat u 'n goeie week gehad het met die lekker sonskyn wat ons gehad het, waaroor ek baie dankbaar was. As die sonnetjie skyn, dan is ek baie gelukkig. En natuurlik die reën wat ons nodig het, dit is net so welkom. En dit spreek van die Here se seëning wat daar is in ons lewens. En dis hoekom ons vanoggend spesifiek 'n baie spesifieke boodskap vanoggend met die klem om dankie te sê. Daar is so baie om voor dankie te sê. En daardie spesiale offer in die koevertjie gaan ons geleentheid gee aan die einde van die boodskap. Dan gaan jy verstaan hoekom dit aan die einde van die boodskap is. Maar dankie vir die geleentheid en dankie vir die ondersteuning. Almal daarbo by die skerm, Eugene en sy dogter, Roan hulle, Jaco hulle almal. Baie dankie vir elkeen, die diakens almal wat ondersteun. Hou het genoeg spanning as jy hier voorkom staan met jou boodskap wat jy moet gee. En jy moet vlamskerp konsentreer, laat jou tong nie knoop nie, wat maklik kan gebeur. En as daar ouens is wat sorg dat die res goed verloop, dan het hy ou bietjie meer gerusheid, anders maak dit jou net nog meer gespanne. Daar sien jy die tema, die groen evangelie, 'n wonderlike evangelie. Ek wil jy moet mooi kyk na die prentjie. Daar's 'n boomstomp, lyk soos 'n dooie stomp, maar daar kom 'n nuwe boompie uit, hierdie stomp uit. Ons skriftuur, net ter inleiding, Genesis 2 vers 9. En dan kom ons by die hoofskriftuur. Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. Sal net nou meer daaroor sê. Al wat jy nou moet weet, hierdie is fisiese bome. Jy moet weet, hierdie skepper wat ons hiervan praat, hy het allerlei bome geskape. Hy alleen is die skepper van fisiese bome, soos hierdie enetjie wat hier staan. Sal nou oor hom praat. Ons hoofskriftuur, waar rondom ons gaan fokus vandag, is deel van die groen evangelie, en jy sal sien hoekom. Jesaja 11 vers 1. As jy lanklaas daai bladsye gevoel het, maak hom oop. Merk hom. Glo hy is gemerk in die Bybel. Dis 'n wonderlike boodskap, die groen evangelie. Maak hom oop daar by Jesaja 11 vers 1 en 2 gaan ons lees. Dis ons hoofskriftuur. Dis die hoofgedagte waarmee ons vandag waaroor ons gaan praat. Jesaja 11 vers 1 begin so: Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Vers 2: En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here.
Dit gee die eienskappe van hierdie boom. Ons gaan net nou meer daarvan praat. Die groen evangelie bring die evangelie vir ons in boomtaal. Ons gaan kyk na verskillende bome vandag. Die Here het dit goed gedink om sy skepping te gebruik, om boomtaal te gebruik, om ons mooi te laat verstaan hoe hierdie evangelie werk. So ek bring aan u die evangelie in boomtaal vandag. Kom ons begin ter inleiding met die moringa boom of die sprokiesboom. Daar sien jy 'n foto van een, lyk soos 'n klein krummetartboompie wat in Namibië afgeneem is. So 'n dikkerige stammetjie, word so 3 meter hoog omtrent, vat jare om so groot te word soos daai ene. Hy groei daar in die klippe. Die moringas of die sprokiesbome, is daar 13 spesies van in die wêreld. Die een wat die meeste bekend is, wat jy in Dischem raakloop, kry jy in Indië. Dis sy oorsprong. Maar hy het versprei na China en na baie ander plekke. Daar's 9 spesies in Afrika. Begin in Noord-Afrika. Somalië, Ethiopië, Kenia, daai plekke. Daar's 'n klomp spesies. Hierdie ouetjie wat jy op die foto sien, dis spesiaal. Dis Namibië, hy kom net daarvoor. Namibië 'n kolletjie en die suide van Angola. Dis 'n spesiale boom hierdie een. Hierdie sprokiesboom, spesiaal. Hierdie moringa. Hy groei daar in die klippe. Dis hoe sy blare lyk. Hierdie een wat hier staan, het ek vir u saamgebring. U kan na die tyd na hom kom kyk. Hierdie is die moringa wat jy in Indië en in China kry. Dis die een wat hulle gebruik. En ons gaan nou kyk na al sy gebruike. Ongelooflik. Dis hoekom hulle hom noem die sprokiesboom of die wonderboom. Hierdie is 'n moringa wat hier staan, die gewone een. Maar kom ons kyk, sy blare lyk so. Saamgestelde blaartjies, soos wat jy hier ook kan sien. Mooi ronde blaartjies is hierdie gewone ene, die een wat jy in Namibië kry, hy het skerp punte, hy lyk 'n klein bietjie anders. Hierdie ene, die gewone moringa, hy het net dun stammetjies. Hulle word klein bietjie dikker, maar hulle word nie so dik soos die ouetjie in Namibië nie. Daar is sy blare, daar is sy pele. Kyk na sy unieke pele, lang pele, maak sulke knoppe. Daar sien jy weer een in Namibië. Ek het 'n klomp afgeneem in Namibië. Hierdie is in die Brandberg. Hy groei in daai klipwoestyn. Jy kan dit nie glo nie. As jy in die dorpie Oeys inry, dan begin jy al van hulle sien. Lyk soos 'n klein krummetaart soos wat ek gesê het. Hulle noem dit die miracle tree, die wonderboom vir 'n spesifieke rede. Dit word gesien as die mees voedsame of een van die mees voedsame plante in die wêreld. Hulle sien dit as 'n superfood. Hy word gebruik vir meer as 300 gesondheidstoestande. Ongelooflik. Baie spesiale boom. Daai foto wat jy nou gesien het, dis wat hulle doen, die blare en pele, hulle droog dit, maal dit fyn en dis hoe jy hom in die pakkie koop. Fyn gemaal. As jy daar kyk, lees ek vir u, dis 'n klein vir u om, ek gaan linksbo begin lees. Dis 'n klein vir u om te lees, maar kom ek lees vir u. Hierdie is net paar van die gebruike, paar van die voordele van die moringa plant. Okay? Hy gee vir jou helderheid van verstand. Hy normaliseer of stabiliseer jou bloedsuiker. Hy is 'n aptytonderdrukker. Hy help met wondheling. Hy word gebruik in detox. Hy help vir 'n maagseer. Hy help vir maagprobleme. Hy help selfs vir krekels, plooie. Né? So ek het 'n paar sakke nodig. Hy's anti-tumor, hy help teen gewasse. Hy verbeter jou ingewande, jou vertering. Hy's 'n antioksidant, hy's 'n anti-inflammatoriese middel. Hy word gebruik vir haargroei. Hy's goed vir babas ouer as 6 maande om te help met aanvulling. Hy help teen cholesterol. Hy gee meer energie en endurance, deursettingsvermoë. Hy verbeter jou sig. Hy normaliseer jou bloeddruk. Hy is 'n antidepressant. Hy versterk jou immuunstelsel. Dis 'n swammiddel wat help teen swamme ook. Dis net 'n paar, daar's meer as 300. Dis inderdaad 'n miracle tree, 'n wonderboom. Ek lees vir julle die volgende. Ek begin daar linksbo by die melkbeker. Ek lees hier groot groen gedeeltes as jy saam met my kan lees. 9 essensiële aminosure. Daar by die amandels
46 antioksidante. Daarbo by die spinasie. Verby, daar by die eiers. 36 anti-inflammatoriese bestanddele. Onder, by die lemoene, 18 aminosure. Daar by die piesang, 27 verskillende vitamines. Daarbo by die wortels, 92 nutriënte of voedingsstowwe. Nou kom ons kyk, begin weer bo by die melkbeker. 17 keer die kalsium van melk. 12 keer daarbo by die amandels, 12 keer die vitamine E van amandels. Bo by die spinasie, 25 keer die yster van spinasie. By die eiers, 36 keer die magnesium van eiers. Daar by die bakkie yoghurt, 9 keer die proteïen van yoghurt, onder by die gras wat daar is, 4 keer die chlorofoll van wheatgrass. By die vitamine C by die lemoene sê hulle, dit is gelykstaande aan lemoene, en daar by die piesang sê dit 15 keer die kalium van piesangs. By die wortels sê dit 10 keer die vitamine A inhoud van wortels. 'n Ongelooflike plant. Inderdaad, 'n wonderboom, 'n miracle tree. 'n Boom wat genesing gee, 'n boom wat lewe gee. Dis hy wat hier staan. Pragtig. Hierdie is nou nog 'n jongetjie. Dan kom ons by 'n ander boom, die Euphorbia of die naboom. Ek dink baie van julle ken hierdie. As jy Bosveld toe ry, sien jy hierdie bome. Lyk soos 'n groot vetplant, maar is 'n boom, hulle word groot. Jy kry hulle naboomspruit toe, dis waar naboomspruit se naam vandaan kom, Warmbad se kant toe. Jy kry hulle in die Bosveld, jy kry verby Pietersburg, Messina toe, daar kry jy baie. Jy kry Rustenburg toe op pad, sien jy hulle ook baie. Die naboom, in Engels praat hulle van die kandelaarboom, candelabra tree. Dis hoe hy lyk. Die naboom is 'n ander boom. Dis 'n boom van die dood. Dis 'n gifboom. Jy kyk daar na 'n tak wat afgekap is. Jy sien hy's vol dorings. As jy daai tak afkap, kom daar melksap uit. As daai melksap aan jou raak, word hy geabsorbeer deur jou vel en jy kan moontlik met hospitaal toe gaan. Dis hoe ernstig dit is. Dis 'n groot gif. Dit het sito- en neurotoksiese komponente wat beteken dit werk op jou senuweestelsel en op jou weefsel. So as jy dit inkry, gaan dit jou organe tot stilstand bring. Dit is regtig 'n dodelike gif. Nou, daar is omtrent so 2000 spesies van hulle in die wêreld en ons het baie in Afrika. Dit is so giftig dat die bye wat die nektar van hierdie plant gebruik om heuning te maak, daardie heuning is onbruikbaar. Kan jou siek maak. Dis hoe giftig dit is. Ek vertel jy 'n storie, 1960 in Namibië, daar by die dorpie Oeis, naby die Brandberg. In 1960 kom daar 27 Oshiwambos van noorde van Namibië. Hierdie plek is in die middel van Namibië, so dis 'n hele paar kilometer weg, omtrent 500-600 kilometer weg. Die Oshiwambos ken nie hierdie deel nie, dis die klipwoestyn, daar is Damaraland, daar om die Brandberg. Hulle ken dit nie, daar's nie bosse soos bo in Ovamboland nie. Hulle kom hier, hulle kom werk by die tinmyn op Oeis. Omdat hulle nie die plante ken nie, maak hulle die droë hout bymekaar, hulle maak 'n vuur, maak hulle kos, al 27 van hulle sterf. Net deur hulle in die rook sit en hulle kos is met die rook besmet. Daar's die grafte, ek het dit afgeneem in Oeis. Baie interessant, daar aan die regterkant sien u die euphorbias, een met sulke, lyk soos 'n bos met sulke vingerpunte. Deur in die agtergrond sien u die wit mynhope, die tinmyne. Daar lê die myners. Van hierdie boom is die boom van die dood. Hy maak jou dood, jy speel nie met hom nie. Dis 'n ernstige boom, jy moet pas op vir hom. Die laaste boom, Krimetart, ken julle goed. Kry hulle in die Kreerwiltuin in die warm dele op Botswana en dan Zimbabwe en op. Daar kry jy baie, tot in Tanzanië, baie van hulle. Hierdie is die grootste een in Suid-Afrika, die Sagoli Krimetart daar naby Chappies. Hierdie spesifieke ene is so 33 meter in omtrek. 20 mense moet so staan om hom te gaan. Massiewe, reusagtige boom. Die Krimetarte, daar's 8 spesies. Jy kry 6 spesies in Madagaskar, 1 spesies in Australië en 1 spesies in Afrika. Ons is baie bevoorreg om hierdie spesiale bome te hê. Dit word genoem the Tree of Life hier in Afrika vir 'n spesifieke rede. Dit gee baie diere en insekte en voëls kos.
maar mense kan dit ook gebruik. Die blare is eetbaar, mens en dier. Jy kan dit kook vir spinasie. Die blomme is eetbaar. Jy kan dit net so rou. Ek voer dit partykeer rou vir my studente. Hulle dink is baie funny. Neem foto's met hierdie groot blomme. Hy het sulke groot wit blomme, pragtig. Jy kan die blomme eet. Jy kan dit kook ook as jy wil. Jy kan die vrugte kan jy eet. Binne in daai vrugdop, hy het so harde vrugdop. Daar sit sulke wit blokke wat jy kan afsuig. Dis vol Vitamiene C. Binne in daai vlok of daai blokkie is daar 'n pit, soos 'n boontjie pit. Jy kan daai pit kan jy rooster en koffie maak. Baie lekker koffie. Ek het al 'n paar keer gedoen. Nog iets, water. Binnebas, kom ek noem dit eers. Die binnebas kan jy gebruik om tou van te maak, 'n baie sterk tou. Die inheemse stamme van Afrika, hulle gebruik sy binnebas om tou te maak. Baie, baie sterk. Die holt is die water wat ek van praat. Daai groot boom soos wat jy daar sien, daar's 'n paar duisend tot 100,000 liter water binne in daai stam. Nou partykeer wat gebeur is, so groot boom aan die binnekant maak hy diep holtes en as dit reën dit vol. En dan die inheemse volke gaan en hulle gaan skep die water daar. So dis 'n boom wat lewe bring. Dis 'n goeie boom. Ons ken hom. Maar daar's 'n bygeloof oor hierdie boom. Daar's 'n valse storie rondom hierdie boom. Die ou Boesmans het geglo. Daar was eendag 'n geweldige groot krumetartboom. En daai stam was so dik, so groot, omdat die mense en die diere in hom gebore was. En op 'n stadium in een van daai skeure in die stam het die mense uitgekom en toe die diere en hulle het met mekaar gekommunikeer, hulle het mekaar verstaan. Dis die skepingsverhaal vir die ou Boesmans. En die diere en die mense was in harmonie. Tot dit begin koud raak, toe sê die mense ons wil 'n vuur maak. Toe sê die boom vir hulle nee, julle moenie 'n vuur maak nie, die diere gaan skrik en weghardloop. Toe luister hulle nie, en een nag, diep in die nag, toe maak hulle vuur, die diere skrik en hardloop weg. En van daai dag af het mense en diere nie meer 'n goeie verhouding nie. Dis wat hulle glo. Dis 'n bygeloof. Ons weet nou uit hierdie voorbeelde, daar is 'n skepper uit al die bome gemaak. Daar's goeie bome wat lewe gee. Daar's slegte bome wat doodmaak. Vir 'n begin is dit belangrik om dit te besef. En dan's daar 'n klomp vervalsings wat saam met dit kom. Ons moet hierdie goed van mekaar onderskei. Dis belangrik. Goed. Een skepper, twee bome. Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. 3 punte. God het allerhande bome gemaak. Al die bome het God gemaak. Hy is die skepper. Moenie verward raak nie. Een skepper. Hy het 2 bome uitgesonder. 'n Boom wat lewe gee, en daar's 'n boom as jy hom gebruik het, gaan jy dood. Dis vir 'n begin. Boom van die lewe, ons lees weer daarvan in Openbaring 22 vers 2, in die middel van sy straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Dit laat my dink aan die moringa. Het gaan net baie beter wees. Hy gee letterlik vir jou krag en energie vir die lewe. Hy maak gesond. Nie dat daar siekte gaan wees nie, maar hierdie boom gaan daar wees op die nuwe aarde. Dis iets om na uit te sien. Maar die ander kant van die storie, daar's 'n boom van die dood. Ons het hom nou gelees, ons lees hom weer. Genesis 2 vers 17, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Maar die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hy veroorsaak jou dood, definitief. God het gesê, moenie by hierdie stryd tussen goed en kwaad betrokke raak nie. Jy is nie sterk genoeg om reg te kies nie. En toe raak ons betrokke. So dit veroorsaak dood. Dan is daar 'n boom van goeie herinneringe. En daar is baie voorbeelde, ek gaan baie kortliks, want ek het min tyd. Genesis 18 vers 1. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Dis 'n boom van goeie herinneringe, hierdie terpentynboom.
Daar sit Abraham, na 25 jaar, kom die belofte, uiteindelik kom daai belofte waar. Die Here verskyn aan hom, en sê vir hom, oor 'n jaar het jy 'n kind. Kan nie dink, daarna, toe die Here weg is, moes Abraham baie dae gaan sit dit onder die boom, en net daai stem weer 'n keer wil hoor, net om seker te maak, het ek nou reg gehoor? Daar gaan vir jou 'n seun wees, iets wat hy so na uitgesien het, al vir 25 jaar, vandat die eerste belofte gemaak is. So dis goeie herinneringe, hierdie boom het goeie herinneringe. Daar is boom van slegte herinneringe, of bome, noem maar net een. Genesis 35 vers 8, en Deborah, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant Bethel, onder die eikeboom, en hulle het dit genoem eik van geween. Hier's 'n eikeboom met 'n slegte herinnering. Deborah, die oppasser van Rebekka, die vrou van Isak, het saam met haar gekom, toe die diensknegt van Abraham haar gaan haal by die put. Saamgekom, hulle kom 'n leeftyd saam, en hier sterf Deborah. Is nie lekker nie, as het in hierdie week 'n begrafnis gehad. Is nie goed nie, dis 'n slegte herinnering. Die boom word daarmee vergelyk, die eikeboom word daarmee vergelyk. Dan ken jy die storie, die boom het goeie vrugte en slegte vrugte, Matteus 7 vers 17, so dra elke boom dan goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Die slegte kant daarvan, die goeie boom dra goeie vrugte, die slegte kant, ek moes 'n doringboom of iets hier gehad het, maar jy sal verstaan. Lukas 6:44, die slegte kant, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Hier kom die dorings en die doringbos. Dit het gebeur na die sondeval. God het alles goed gemaak. Toe kom Satan op die rol. Toe kom hy na voorskyn. God is die skepper, hy alleen. Satan kan dit nie doen nie. Maar dit wat God maak, die oorspronklike, dit wat mooi is, kom Satan en hy verdraai dit, en hy verkrag dit, en hy maak dit sleg en lelik. Die dorings as gevolg van die vloek. Ja, Adam is as gevolg van hom, maar eintlik as gevolg van Satan het die vloek gekom. Dis die dorings. So daar's 2 soorte bome wat ons hier vergelyk. 2 boodskappe. Daar is 2 boomplanters. Onthou, daar is 1 skepper, maar daar is 2 planters. Matteus 15 vers 13 sê, maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Simboliese taal. Psalm 104 vers 16 sê, die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het. Hy het hulle geskep, ja, maar hy kan hulle vat en op 'n ander plek plant. Hierdie is fisiese bome. Daar is heeltyd hierdie simboliek. Daar is letterlik in fisiese bome en daar is ook, dit word vergelyk met mense, die simboliese taal. Daar was 'n ander boomplanter. Psalm 92 vers 8 sê, as die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Psalm 37 vers 35 sê, ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Satan plant ook bome. Hy bring misleiding. Hy bring vervalsing. Ons moenie verward raak nie. God het die bome geskep. Hy plant ook. Maar hier kom Satan, en dit wat God mooi gemaak het, keer hy om. So ons moenie verward raak. Wie is hierdie boomplanter? Openbaring 9 vers 11 sê die volgende. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreëus is Abaddon. En in Grieks het hy die naam Apollyon. Dit beteken geweldenaar, vernietiger of destroyer. Dis Satan homself. Hy is die ander boomplanter. Die oorspronklike, die waarheid het God geskryf. Ons is nie onderhewig aan die mites nie. God het dit geskryf. Die woord was eerste geskryf. Toe kom al hierdie filosowe en al hierdie mites en bygelowe by. En nou wil hulle probeer die hele ding omdraai asof God se woord nie waar is nie. Daar is 2 lote. Nou kom ons by ons hoofskriftuur. Daar is 2 lote, Jesaja 11 vers 1 en 2 wat ons net nou gelees het.
maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hierdie is belangrik om dit te weet. Hierdie loot, jy kyk na sy eienskappe. Elke boom het eienskappe. As jy kyk na die krummetaart, sy blare, die ou blare, nie die jong blare, jong boontjie se blare lyk bietjie anders. Die ou blare het 5 blare wat handvormig saamgestel is. Hier is die stingel, daar is die 5 blaartjies wat daar sit. Hy het 'n handvormig saamgestelde blaar. Dis die krummetaart. Jy kyk na sy stam, hy lyk soos 'n vetplant, hy's glad. Jy kyk na sy blom, is een van die grootste blomme wat jy kry, ensovoorts. Daar's eienskappe om daai plant of daai boom te identifiseer. Hier's die eienskappe. Die ware eienskappe van die ware loot, dis hoe hy lyk. Hierdie takkie spruit uit die stomp van Isaai, dis die pa van Dawid. Met ander woorde, hierdie is simboliese taal. Christus kom uit die geslag van Dawid. Dis wat dit sê. En hy gaan vrugte dra, goeie vrugte, genesing bring, lewe bring. En op hom sal die gees van die Here rus, dis die eienskappe. Daar's 'n goeie gees. Gees van wysheid en verstand, gees van raad en sterkte, gees van die kennis en van die vrees van die Here. Uiters belangrik. Daai laaste eienskap, vrees van die Here, respek vir God, respek vir sy Vader, ontzag vir sy Vader, dis 'n uitstaande kenmerk. Die ander loot lyk so. 1 Kronieke 1 vers 8. Die seuns van Gam was Kus en Misraim, Put en Kanaan. En Kus was die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Genesis 10 vers 10 sê, en die begin van sy ryk was Babel in die land Siniar. Satan probeer God se storie naboots. Nimrod, 'n geweldenaar. Hy is 'n rebel. Jy onthou die toring van Babel in Genesis 11. God sê versprei oor die aarde, hy sê nee, ons bly by mekaar. God sê ek sal nooit weer 'n vloed stuur nie, hy sê nee, ons kan jou nie vertrou nie, ons bou 'n toring so hoog as wat ons kan. Hy rebelleer teen die Here. Daar's geen respek nie, daar's geen ontzag nie, dis 2 verskillende simboliese bome hierdie. Ons moet die goed onderskei van mekaar. Kom ons lees 'n bietjie meer daarvan. Die begin van die Kersboom storie. An old Babylonish fable told of an evergreen tree which sprang out of a dead tree stump. The old stump symbolized the dead Nimrod, and the new evergreen tree symbolized that Nimrod had become to life again in Tammuz. 'n Ou Babyloniese fabel, dit kom van Nimrod se geslag af. Dit het oorgegaan na Babylonië toe. Ons sien later, ons gaan net nou daarby kom, het die Here Israel gewaarsku daarteen. Dit kom van Nimrod af. En dan gaan dit oor na Tammuz toe. Gaan dit nou verduidelik. Dit sê verder, among the Druids the oak was sacred, among the Egyptians it was the palm, and in Rome it was the fir, which was decorated with red berries during the Saturnalia. Dis 'n paar goed om te onthou. Verskillende bome was hier gebruik, letterlik as afgode. Die mense het voor die boom gekniel en vir hom gebid. Letterlik so. Die eikeboom, die druïde was die Engelse priesters, die palmboom in Egipte, jy sien baie van hulle skilderye, die fir of die cypress in Rome, en dan het hulle hom mooi gemaak met bessies en allerlei goedjies. Die woord wat jy moet raak sien is Saturnalia. Saturnalia is die fees van Saturnus, die son of die vuurgod. Jy sien wat hier gebeur het, is hulle het begin hierdie storie versprei om te sê, toe Nimrod dood is, hierdie groot held, en hy het op 'n wrede manier gesterf, toe het sy vrou, Semiramis, het swanger geraak met 'n buite-egtelike kind. En sy het hom Tammuz genoem. Maar sy het gesê, sy was bevrug deur die son se strale. Daarom is Tammuz spesiaal.
En daarom het hulle Tammuz ook deel gemaak van die songod en die vrugbaarheidsgod. En later het die planeet Saturnus by hierdie ding betrokke geraak, want hierdie ouens was behep met sterre en planete en al hierdie dinge. En hulle het dit gevrees en hulle het dit aanbid. Dit het so ver gegaan. Dis nie net die Kersboom storie wat Saturnus hierdie fees in hom het nie. Hierdie fees het gegaan oor die einde van die jaar as die oes ingebring word in hulle wintertyd. Dis die noordelike halfrond wat ek van praat. In daai wintertyd kom die oes in en hulle vier 'n fees en dan sê hulle dankie vir die son. Want die son in Desember, middel Desember, begin hulle somer weer, waar die son nou weer langer tyd gee deur die dag. Dit is asof die son weer gebore word. En daarom het hulle die son aanbid en die lewe wat hy gee. En Saturnus was daaraan gekoppel. Dis hoekom hulle dit genoem het die Saturnusfees. Dis nie net daardie dag of daardie tydperk. Dit was eers begin Desember, later het dit geskuif na 25 Desember toe. Dit was nie net daardie tydperk wat hulle so genoem het nie. Satan was slim genoeg. Hy het God se storie, die waarheid, het hy verdraai en ingedruk in mense se lewens in. En toe gaan hy verder en met al hierdie bygelowe, elke dag van die week is vernoem na 'n planeet. Sondag na die son, jy weet dit. Maandag na die maan. Dinsdag na Mars. Woensdag na Mercurius. Donderdag na Jupiter. Vrydag na Venus, die vrugbaarheidsgodin. Saterdag na Saturnus. Maar ons weet beter. As ons aanbid op 'n Saterdag, op 'n Sabbat, hoef ons nie te worry dat God gaan verward raak en dink ons aanbid nou vir Saturnus nie. Hy weet wat in ons harte en in ons gemoed aangaan. Hy weet ons aanbid op die Sabbat omdat hy so gesê het. En so is die maande van die jaar ook verbind tot die Romeinse gode, die Romeinse gode, wat ook gekoppel is aan planete. So hou dit in gedagte, dis 'n belangrike gedagte. Semiramis was natuurlik genoem die hemelkoningin en sy was genoem Venus en Afrodites en Diana daar in Efese ensovoorts. Right, kom ons gaan aan. Ons het genoeg gepraat oor daai en ek dink u verstaan hierdie hele storie waar dit vandaan kom. Kom ek lees vir hierdie want hierdie is 'n belangrike vers wat almal altyd lees. Almal sê hier kyk hier. Jeremia 10 vers 3 tot 5 sê die volgende: Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om die handewerk van die ambagsmanne met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie, ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. Jeremia en Jesaja 44, vers 14 en 15, presies dieselfde boodskap. Wat gebeur het? Toe Israel weggevoer is Babylonië toe, dis waar die gemors begin het. Toe hulle weggevoer is in ballingskap Babylonië toe stuur die Here vir Jeremia en vir Jesaja om vir hulle te sê, moenie by daai gewoontes betrokke raak nie. Onthou net, as hierdie mense julle intimideer en vir julle sê, hierdie boom gaan dit en dit en dit aan julle doen, en hierdie planeet gaan soveel en soveel lelike dinge met jou laat gebeur, moet dit nie glo nie. Hy sê, hierdie boom word afgekap, is 'n dooie ding. En Jesaja sê dit daarso, hulle buig voor hom neer, dan dien dit die mens as brandhout, en hy neem dit en maak hom warm. Ook steek hy dit aan die brand en bakke brood. Ook maak hy daarvan 'n god en buig voor hom neer. Hierdie mense het voor die boom gaan kniel en vir hom gebid. Wil jy met die konsep mooi verstaan? Anders hardloop ons rond met 'n valse storie. Hierdie mense het geglo dat die boom
of jy dit nou wil glo of nie. Hierdie mense het geglo, die Babiloniërs, en hulle het die Israeliete geïndoktrineer. Hulle het gesê, die boom gee vir jou fertiliteit, vrugbaarheid. Die boom gee vir jou onsterflikheid. Dit gee vir jou goeie geluk. Dit gee vir jou gesondheid. Dit kan jou help teen siektes. Dit kommunikeer, jy kan deur die boom kan jy kommunikeer met die gode. Al hierdie goeters, baie van dit, 'n klomp nonsens. Ons weet dit, want ons weet daar's een skepper, daar's een boomplanter wie ons dien, daar's een loot wie ons dien. Ons weet dit. En God weet dit ook. Ek wil hierdie twee bome vergelyk. Ek wil jy moet duidelikheid kry vandag. Daar's 'n Christusboom. Ons het nou van hom gelees. Hy word vergelyk met 'n boom. Eers 'n loot en toe het hy vrug gedra, so hy het 'n boom geword. En in vandag se dae het ons te doen met 'n Kersboom, wat die hele verkeerde storie is. So kom ons vergelyk gou hierdie. Die Christusboom getuig van 'n hemelse geskenk. Dit is Christus gesentreerd. Jy moet opkyk. Jy kyk na hom, jy kyk nie die wêreldse dinge nie. Die Kersboom het 'n aardse en 'n selfgesentreerde fokus. Jy gee ietsie vir iemand en hulle gee vir jou ietsie terug. Die hemelse boodskap was hy het alles gegee. Daar's niks wat jy kan gee nie. Jy gee jou gehoorsaamheid en geloof ja. Maar daar's eintlik niks wat jy kan gee nie. Die Kersboom het 'n ander boodskap. Dis nie dieselfde boodskap nie. Die Christusboom het 'n goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk, dat daar 'n verlosser en vredevors gebore is. Net hy kan jou verlos en vir jou vrede gee, niemand anders nie. Dis 'n goeie tyding. Ons moet bly wees daaroor. Ons moet jubel daaroor. Ons moet dit verkondig. Ons moet dit nie wegsteek nie. Die Kersboom doen beroepe van vrede op die wêreldleiers. En hulle sien Jesus as 'n hulpelose baba. Hy was daar, dis alles goed, maar nou moet die politiek en die politieke leiers en die paus en al die ouens moet vir ons vrede gee, want anders gaan daar nie vrede kom nie. Die Christusboom praat van 'n boodskap waar hy homself gee aan almal. Gelowiges, ongelowiges, almal. Hy gee almal 'n goeie kans. Met ander woorde, hy gee hoop. Die Christusboom bring hoop vir lewe, al is jy hopeloos. Die aardse boom, die Kersboom sê, geniet en bederf jouself. Jy verdien dit. Net een keer 'n jaar is dit Kersfees. Geniet dit. Maak jouself gelukkig. Dis 'n ander boodskap. Dis nie die boodskap wat die Christusboom van praat nie. Die Christusboom praat van 'n Christus. Hy gee gesondheid aan die siekes. Met ander woorde, hy sien 'n behoefte en hy spreek die behoefte aan. Hy doen iets daaraan. Die Kersboom sê, vergeet net eendag van al die ellende op die aarde. Wees net gelukkig eendag. Geniet jouself. Die Christusboom sê, of die boodskap sê, hy gee sig aan al die blindes. Ons lees van sy wonderwerke. Dis baie groter as dit. Hy gee eintlik vir hulle 'n visie op die hemelse skatte. Dis eintlik wat hy doen. Ja, hy maak hulle oë oop dat hulle kan sien, maar hy maak eintlik ons oë oop om op die hemelse skatte te fokus. Die Kersboom weet jy. Die Kersboom se boodskap is versamel en fokus op aardse skatte met al sy windskopies. En Black Friday is daarbey ingesluit. Sê maar net. Die Christusboom gee om vir kinders met onkoopbare liefde. Jy kan dit nie koop nie. Dis 'n ongelooflike liefde wat jy nêrens anders sal vind nie. Die Kersboom gee om vir kinders met 'n onkoopbare liefde, die geskenke. So die fokus is op 'n ander plek. Die Christusboom gee tweede kansse. Vergifnis en genade. Dis die boodskap. Vergifnis en genade. Die Kersboom gee net aan wie jy dink dit verdien. As iemand nou baie nice is met jou, gee hom 'n groot persent. As iemand nie so nice is nie, jammer. Die Christusboom spandeer baie tyd aan verhoudinge. Disippels en ander mense
en vreemdes se behoeftes. Jesus het tyd spandeer met sy disippels baie, maar hy het ook uitgereik na die ander en na die vreemdes en na die sondaars. Hy het saam met hulle geëet, hy het hulle gehelp en probeer help. Hy het geen onderskeid getref nie. Die Kersboom sê, spandeer tyd, net jy en jou pelle. Vergeet van die res. Nie dieselfde boodskap nie. Die Christusboom praat van 'n boom van dankbaarheid vir die saligmaker, wat Christus die Here is, dis wat sy woord sê. Met ander woorde, hy is ons verlosser. Daarvoor moet ons dankbaar wees, daaroor moet ons praat. Ons kan nie daaroor stil bly nie. Hy wil hê dat ons daaroor moet praat. Hy wou dieselfde hê van Israel ook. Die Kersboom is 'n boom van uitspattigheid, vol uiterlike versierings, blink buite en leeg binne. Dis die boodskap van die Kersboom. Dis twee verskillende bome. Ek gaan met u 'n paar riglyne deel oor hierdie onderwerp wat almal probeer vermy. Nou weet ek nie hoekom die Here die boodskap vir my gegee het nie. Ek beland altyd in hierdie potensiële konflik onderwerpe. Maar ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. In hierdie boekie, Adventist Home, die skrywer, die outeur van hierdie boekie, het baie ander boeke geskryf, Die Groot Stryd, Koning van die Eeue, Opvoeding, Handelinge van die Apostels, noem dit, baie boeke. Ons gebruik daai boeke in ons lesstudies. Ons glo, dit was 'n geïnspireerde skrywer. En ons gebruik hierdie boeke, nie as ons fondasie nie, die Bybel is ons fondasie, maar partykeer is daar nie genoeg antwoorde in die Bybel nie, en ons glo sy was geïnspireer, en dat die Here haar gelei het, na die antwoorde en die riglyne wat ons moet hê, net om ons te help, wanneer ons verward raak. Jy kan 76, hoofstuk 76 ook lees, want dit gaan oor die vakansiedae, hoe moet jy dit hanteer? Hierdie gaan spesifiek oor Kersfees, riglyne vir Kersfees. Kom ek deel dit met u. Dit begin deur te sê, hy is gebore, hy is definitief gebore, hy het 'n mens geword, maar die datum is onbekend. Dis nie regtig 25 Desember nie, want dit is in die noordelike halfrond. So as dit 25 Desember was, dan was dit in die wintertyd, en die herders sou nie in die veld gewees het met hulle diere nie. So dit maak sin. So daar word gereken, die geboorte van Jesus is of miskien hier by April rond, met hulle lentetyd, of miskien September maand. Maar ons het nie 'n datum nie, hoekom nie? Sy skryf en sy sê, sodat die dag nie meer aandag sou kry as die verlosser nie. Dis presies hoe dit vandag se dag is. Ons weet nie wat 'n dag dit is nie. Dit gaan nie help, jy wil dit op 'n ander dag hou, jy weet nie in elk geval nie wat 'n dag nie. Dis nie die dag wat saak maak nie. Dit gaan oor die motiewe, gaan oor die rede hoekom jy dit doen, en God sien in jou hart. Dis die belangrike ding. En dis wat vandag gebeur. Die fokus is aards. Die fokus is op die dag wat jy moet geniet. En dis verkeerd. Maar luister nou mooi, die riglyne wat sy gee. Dis nie my opinie nie. Ek het die bladsye hier in my papiere geskryf. Hier so op bladsy 478 skryf sy die volgende: The day not to be ignored. Dit kan nie geïgnoreer word nie. Dis die opskrifie van die paragraaf. Wat bedoel sy? Sy sê, it's a day of gladness and rejoicing. Want daar is vir ons 'n verlosser gebore. Ons moet bly wees daaroor. Sy sê, it can be made to serve a very good purpose. Dit kan gebruik word vir 'n baie goeie doel. Wat bedoel sy? Turn the minds and the offerings to God and His cause and the salvation of souls. Kry die gedagtes van mense na God toe. Kry die offergawes, dit wat jy spandeer, weg van jouself af, na God toe en na sy saak toe en na die verlossing van siele toe. Dis ons taak. Ons met dit wat verkeerd is, dit wat Satan kom de mekaar maak het en stikkend maak het en God nageboots het om hierdie hele dag wat so belangrik is
te vertrap en te ignoreer. Dis nie wat ons moet doen nie. Sy sê, dis die geleentheid waar ons moet uitreik, maar die hele wêreld se fokus is in elk geval op hierdie dag, of het nou ongelowig is of nie. Sy sê, nog steeds op die dag, Kersdag, sy sê, shall not the people of God frequently have holy convocations in which to thank God for his rich blessings? Sal ons nie gereeld hierdie byeenkomste hê, waar ons dank bring aan die Here, en hom loof vir al sy goedheid nie, en al sy seëninge nie. Dis wat sy sê van die dag 11. As jy jou onttrek van daai dag, het jy niks bereik nie. Jy het niks vir die Here gedoen nie, niks. Jy los die wêreld soos wat hy is. Maar die Here verwag van ons, as ons sien iets is verkeerd. Dis dieselfde soos met evolusie. As iemand praat oor evolusie, moet jy die teenbeeld bring van die skepping. Dis hoe jy hom nader aan God bring. Jy stap nie weg en sê, nee wat, ek wil nie by hierdie ding betrokke raak. Dieselfde by die Sabbat en die Sondag. Hier is dieselfde. As jy sien iets is verkeerd en verdraai, kan jy nie omdraai en wegloop nie. Jy het niks bereik nie. Dis die tyd waar die mense se fokus is op Jesus. Ek het vriende gehad in Swede en Noorwe. Een was 'n ou oomie van amper 80 in Swede. Hierdie tyd van die jaar het sy huis opgemaak met vreeslik baie versierings. Hulle is ongelowiges. Ek het 2 vriende daar gehad in 'n pel in Noorwe ook. Hulle is ongelowiges, maar weet jy wat? Dis die enigste connection wat hy het met Jesus. Wat hy weet van daai woord. Dit kan net wees dat daai dag op sy sterfbed dat hy sê Jesus help. Net daai 2 woorde. Dan kan die Here hom red. Geskenke, wat sê sy oor geskenke? Sy sê, daar op bladsy 479, it is right to bestow upon one another tokens of love and remembrance, if we do not in this forget God, our best friend. Dis reg om geskenke vir mekaar te gee. Dis tekens van liefde. Dis tekens van herinneringe. Solank ons dit doen, as ons nie God vergeet nie. Ons moenie hom buite die prentjie los nie. Daar's niks fout daarmee as jou kleinkind wat nie in die kerk is nie, wat nie hierdie dinge weet nie, vir jou 'n persentjie bring uit die diepte, uit die grootste liefde van hulle harte. Kan jy dink wat se skade jy doen as jy sê ek het niks met hierdie goed uit te waai nie? Wat het jy bereik? Jy dryf daai persone weg van die Here af. Jy het absoluut niks bereik en weet jy wat nog? Jy doen skade aan die kerk se naam, want dis nie waaroor dit gaan nie. Hier's die riglyne. Kom ons hou by die riglyne. Kom ons hou op met die opinies. Kom ons doen net die riglyne. Die volgende punt, we should make our gifts such as will prove a real benefit to the receiver. I would recommend such books as will be an aid in understanding the word of God or that will increase our love for its precepts. In 'n praktiese vorm, as jy daai geskenk kry, dis nie aardse geskenke wat sy van praat nie. Sy sê, doen iets goed. Dit wat verkeerd is, maak dit reg op 'n mooi manier. Jy gee 'n boek. Steps to Christ. Afrikaanse naam het my nou skielik ontgaan. Skrede na Christus. Jy gee 'n boek. Die Ministry of Healing. Baie goeie inligting in. Jy gee hierdie boek, Adventist Home, gaan oor huwelike, gaan oor huishouding. Jy gee 'n boek, opvoeding, gaan hoe om kinders groot te maak. Briljante boeke wat jy kan gee. Jy kan nuwe Bybels gee, jy kan Bybelstudies gee vir iemand in die hand. Dis wat ons moet doen. Want dan het ons iets gedoen, iets positief. Maar om weg te stap en dan saam met die res van die wêreld vakansie te hou en te dink jy doen reg. Ek dink nie so nie. Kyk wat sê sy nog oor geskenke. Sy sê, shall not our heavenly benefactors share in the tokens of our gratitude and love? Moet hy nie deel, ons grootste voorsiener, in ons tekens van dankbaarheid nie en liefde nie. Bring your offerings to God according to your ability. Bring die dankoffers vir God. Jy hoef nie te spandeer en alles in die wêreld
maar bring dit. Sy sê, it's a time to honor God. Jy hoef nie bekommerd te wees dat die Here gaan dink jy hou die fees van Saturnalia nie. Ons het 'n intelligente God. Hy ken jou motiewe en jou hart. Hy weet as jy by die winkel inloop met al sy kersbome en versierings, hy weet jy sy kind. Hy gaan nie verward raak en dink jy loop nou agter die mense se gode aan nie. Hoe redeneer ons? Hy weet. Hy weet. Ons moet net doen. Dis 'n tyd waar ons die meeste mense se aandag kry. Luister wat sê sy oor die boom. Hy sê, God would be well pleased if on Christmas each church would have a Christmas tree on which shall be hung offerings great and small. Sy praat nie van geskenke wat hier om die boom moet lê nie. Sy sê die offergawes moet gebring word. En weet jy wat sê sy nog? Sy sê daai offergawes moet gaan vir die wat behoeftig is. There is no particular sin in selecting a fragrant evergreen and placing it in our churches, but the sin lies in the motive. Die Here lees jou motief in jou hart. Ek sê hierdie goed, want weet jy wat? Daar's baie mense in ons kerk wat familie buite die kerk het. En om jy af te sny van hulle, te maak of hulle 'n klomp boosaards is nie goed nie. Ons moet nog steeds met hulle kan praat. Ons moet dit net op die regte manier doen. Ons moet hulle van daai valse storie, daai onwaarheid, moet ons hulle bring na die waarheid. Dis waaroor hierdie gaan. So hy sê, you can make it as unlike the world as possible. Jy kan dit anders maak as die res van die wêreld. Al is dit dieselfde tyd. Die Here gaan nie die mekaar raak nie. Doen jy net wat jy moet doen. Die gesindheid gaan ek mee afsluit. Like the wise men of old, you may offer to God your best gifts and show by your offerings that you appreciate His gift to a sinful world. Deur jou offergawes wat jy bring, wys jy dat jy dankbaarheid het vir hom wat gekom het as 'n verlosser. En jy doen wat hy eintlik sou gedoen het om die ouens wat dit nodig het te help. Hier sê sy dit. Sy sê, make it a pleasant and a happy day for your children and for the poor and the afflicted. Gaan nie oor jou nie. Die boodskap is anders hier. Dit gaan nie net oor jou en jy moet happy wees in hierdie tyd nie. Dit sê jy moet uitreik na die ander mense. Bak 'n vrugtekoek, sny hom in blokkies, sit hom in selofaan sakkies en gaan gee dit uit by die aftreeoord waar honderde mense sit. Hulle kinders is nie hier nie. My kinders en ek het dit gedoen lank gelede, dat hulle verstaan waaroor hierdie dag moet gaan. Do not let the day pass without bringing giving and thank offerings to Jesus. Moenie laat die dag verbygaan sonder om dankoffers te bring nie. Dis die riglyn. Make melody to him in your hearts and let his praise be on your lips. Ons kan vir hom sing. Hy gaan nie dink ons sing nou vir die songod of vir Saturnus nie. Mense, hoe dink ons oor ons God? Hy weet, ons kan soos Paulus tussen die heidene werk. Dan weet hy wat in ons harte aangaan. Ons moet die werk doen. Ons kan nie net apaties staan eenkant nie. My vraag is, om jy af te sluit, verswyg ons dit soos die skrifgeleerdes sy geboorte? Is ons skaam daaroor? So, ons wil nou nie daaroor praat nie, maar dit is nie deel van wat ons in glo nie, of wat die tradisie sê nie. Dis wat die skryfgeleerdes gedoen het. As jy lees met Jesus se geboorte, het die Jode, die mense wat hom ken, wat van hom gelees het, dis hulle wat ontsteld was. Dis hulle wat aanstoot geneem het. Hulle wou nie eers Bethlehem toe gaan, net 5 km van daar af nie. Daar kom Arabiere, honderde kilometers van daar af, om hulde aan hom te bring. Sy eie mense, doen ons dieselfde. Verdraai ons hierdie storie soos die res van die wêreld.
waar dit sê, is 'n dag om gelukkig te wees, jy en jou familie en vriende geniet julle self. Nee, ons het 'n verantwoordelikheid. Dit wat verkeerd gedoen is, moet ons regmaak. Dis wat die Here van ons verwag. Dis nie maklik nie, jy gaan die houe vat, ek weet. Maar ons moet dit doen. Die volgende vraag, verwerp ons dit soos die ateïste? Ek dink dit is 'n belaglike storie. Los ons dit maar net. Ons kan dit nie doen nie, ek sal vir julle sê hoekom. 1 Johannes 4 vers 2 en 3. Belangrike konsep. My net uitluister. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die anti-kris. Die geboorte van Christus is sy vleeswording. Die Engelse kommentaar sê daar aan die onderkant, teaches who fail to glorify the divine human Jesus. As jy nalat om dit te doen, lyk dit vir my hier, dat jy gaan na die verkeerde kant toe. Dit lyk vir my, jy gaan na die verkeerde kant toe. Wat doen ons met die groen evangelie? Glo ons sy vleeswording werklik? En vertel ons dit met net soveel entoesiasme soos die kruis en die opstandingsgebeure. In die publiek, ons moet nie skaam wees om dit te doen. Alles is deel van die verlossingsplan. Alles. Sy vleeswording, sy geboorte is deel van die verlossingsplan. Ons kan dit nie afsny en een kant los en afskeep nie. Ons kan nie. Kan ek vir julle sê hoekom? In Hebreërs 4 vers 15 sê dit, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons. As hy nie 'n baba was nie, het hy nie daai versoeking verstaan nie. Jy ken 'n baba. As daar 'n warm koppie tee is, gaan hulle hom vat. Jy moet sê nee, los. As daar 'n mes is, hulle wil met hom speel. Daai versoekings begin al in jou babatyd, jy weet dit. Hy kan nie sê hy verstaan die mensdom as hy nie daar begin het nie. Hy kan nie sê hy verstaan die versoekings van tieners as hy nie 'n tiener was nie. Daai rebelse stadium, jy ken dit, ons is ook daar. Jy wil doen wat jy wil doen. Hy moes dit ook teestaan. Hy moes daar ook gehoorsaam wees aan sy ouers. Anders het iewester hierdie verlossingsplan nie reg geloop nie. Hy moes ook 'n jeugdige gewees het. Daai stadium wat jy alles weet, ma en pa kan jou niks vertel nie, jy's reg. Hy moes daar gewees het. Hy moes gehoorsaamheid aan sy pa gehad het, aan Josef. Hy moes deur al die fases van die lewe gegaan het, anders kan hy nie sê hy is in alle opsigte versoek soos ons nie. En dan val die hele plan plat. Want wat van die jong mense? Wat van die babas wat sterf? Hy het vir almal gesterf op elke stadium van die lewe. Ons kan nie soos wat ons wil dinge afchop omdat dit nie inpas by ons tradisie nie. Ons kan nie. Mag ons nooit so gehipnotiseer word deur die Kersboom dat ons van die Christusboom en sy boodskappe vergeet nie. Want dis wat gebeur. Ons word so geïntimideer deur die Christusboom, deur die Kersboom, dat ons wil vergeet van die ware Christusboom. En weet jy wat? In Jeremia en Jesaja sê die Here, wat ek net nou vir u gelees het, moenie vir dit bang wees nie. Dit kan niks doen nie. Hierdie is 'n moringa boom. Dis nie 'n Kersboom nie. Die enigste versiering aan hierdie boom is sy wit blommetjies. God het dit vir hom gegee. Sy sê daar's niks fout om hierdie boom hier te hê nie. Hy het een skepper. Dis hy. Ek het dit goed gedink vir die wat wil. Die wat nie wil nie is goed. Ek kan nie dwing nie. Jy kan nie offers in daai koevertjies bring. En as jy dit nie onder die boom wil sit nie, ek gaan hom nader skuif om met die riglyne te hou. Dis volg die riglyne. As jy dit nie wil doen nie, kan jy in die kassies ook gebruik
Koevertjies het ek spesifiek vir 'n rede gesê, skryf daarop dankie Jesus. Laat terwyl jy skryf, moet jy dink. Dit moet nie net 'n gewoonte wees, ag ons loop vorentoe, ons gooi 'n paar note in en dis verby nie. Ek wou gehad het, jy moet terugdink aan hierdie jaar en die afgelope jare van COVID af om te gaan dink, wat het die Here regtig vir my gedoen? Jou ouers, jou familie, jou kinders, jou kleinkinders. Wat sou jy sonder hulle gedoen het? Dis 'n groot geskenk van die Here vir jou. Nou bring jy 'n klein geskenkie vir hom net terug. Ek dink aan gesondheid en werk en inkomste en geleenthede. Daar's 'n spesifieke geleentheid waarvoor ek die Here wil dankie sê. En COVID was my besigheid gone. Nie 1 sent inkomste nie. Niks. Ek het nie geweet waarna toe, wat ek gaan doen, hoe ek gaan uitkom nie. Maar die Here het my 'n bediening gegee by Gamewise opleidingsentrum. Waar ons nie net van die veld en die natuur gepraat het nie. Ons het elke Sabbat het ek 'n boodskap gelewer. Daardie kinders, nou in die week, is daar 2 dogters wat vir my sê, oom, gee vir ons weer voorstelle van 'n Bybelstudie. Ek vra en ek smeek die Here, ek sê dankie, dat hy my daar 'n baie besonderse bediening gegee het, waar ek die saad kon saai. Nie net van die natuur kon vertel nie, maar ek het alles gedoen met die oggende se openinge, alles, om daai kinders te help, saam met my, dat ons naby die Here kan bly. My gebed vandag, saam met die dankie Jesus, en ek bid dit baie, al die kinders wat ek mee gewerk het, want die sentrum het toegemaak, dat hy daai saadjies sal beskerm, en sal dit groei, en sal dit vrug dra, want dit is siele vir hom. Dis hoekom ek wou gehad het, iemand dit op 'n koevert. As jy nie het nie, ek het klomp koeverte hier in my sak, baie. As jy vergeet het, hier's koeverte, ek sit dit hier. As jy wil daai noot by die boom neersit, hier's koeverte. Ek volg die riglyn vir oggend. Ek wil my koeverte hier neersit as 'n dankoffer vir die Here. Ek nooi jy uit om dieselfde te doen. As jy nie wil nie, kan jy dit in die kassie sit. Baie dankie. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Here, in hierdie woorde van Jeremia, toe hy desperaat was, toe hy moedeloos was, het hy nog steeds hierdie woorde geuiter. Ons kom vandag, elkeen van ons, om spesiaal dankie te sê vir al u sorg, al u beskerming, al u seëninge in die vorm van gesondheid en huweliksmaats en kinders en kleinkinders en ouers en vriende en werk en inkomste, maar bo alles, Here, hoop ons in Jesus Christus vir die ewige lewe. U is ons saligmaker en verlosser waar sonder ons geen kans het nie. Dis hoekom ons spesiaal vandag wil dankie sê. Ons bring eer en dankoffers aan U met dankbare harte en blymoedige siele vir al U goedheid en genade. Ons erken U, ons enigste verlosser en redder. Ons erken U vleeswording en geboorte, U sondelose lewe, U reddende kruisiging en opstanding en die belofte dat U weer kom. Ek vra 'n seën, Here, op hierdie dankoffers. Mag U dit vermenigvuldig, driedubbeld, verhonderdvoudig, vir die doel waarvoor ons dit wil gebruik in die noodfonds. Ek bid 'n ryklike seën op elkeen wat gewillig was vandag om hierdie dankoffers te bring. Mag U hulle ryklik seën in hulle lewens. Mag U naam in ons lewens en deur ons lewens verheerlik word. En mag U ons help om op te staan vir die waarheid. Want dit is verdraai in hierdie wêreld. Wees nou met ons en bly nou met ons, o Gees van God, is my gebed in Jesus naam. Amen.